Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Woensdag, die 29ste April 2026. Ja, en hierdie hele week gesels ons oor klippe en stene. Nou in 1 Konings 5 vers 17 lees ons: En die koning het bevel gegee en hulle het groot klippe, kosbare klippe uitgehaal om die fondament van die huis met gekapte klippe te lê. Nou wanneer mense aan God se werk dink, fokus hulle dikwels op die eindresultaat, die voltooide tempel, die glorie, die aanbidding, die pragt en die heilige plek waar God vereer word. Maar voor daar 'n tempel was daar steengroewe. Voor daar lofliedere was daar stof. Voor daar 'n heilige huis was daar harde arbeid, voorbereiding en geduld. Nou in 1 Konings 5 vers 17 gee dit vir ons 'n blik so bietjie van agter die skerms. Groot klippe moes uitgehaal, gekap en voorberei word vir die bou van die tempel. God se werk begin dikwels lank voor mense dit sien. En is ook waar van ons geestelike lewe. God bou nie haastig nie. Hy werk diep, deeglik en doelgerig. Hy kap, vorm en berei voor. Die tempel was nie maar net sommer net nog 'n gebou nie. Dit sou die plek wees waar God se naam geëer word. En daarom moes die fondament besonder sterk wees. Die eerste werk was nie versiering nie, maar fondament. So werk God nog steeds met ons. Wanneer hy iets in 'n mens se lewe bou, begin hy nie by die sigbaarheid nie, maar by die hart. Hy begin nie by die platform nie, maar by karakter. Hy begin nie by sukses nie, maar by standvastigheid. Ons wil dikwels vinnige resultate hê, dis maar hoe ons mense is. Maar God werk aan fondamente. Geloof wat hou in storms, nederigheid wat nie maklik breek nie. Gehoorsaamheid in die geheim, integriteit wanneer niemand kyk nie, vertroulikheid wanneer antwoorde uitbly. 'n Gebou is maar net so sterk soos dit wat onder die grond lê. Nou, volgens 1 Konings 6 vers 7 is die klippe so voorberei dat geen hamer of ystergereedskap by die tempel self gehoor is tydens die bou nie. Baie interessant. Met ander woorde, die lawaai van vorming het elders gebeur. En dis 'n besonderse beeld. Want baie van God se diepste werk in ons gebeur buite die publieke oog. In stilte, in gebed, in eensaamheid, in onbekende jare waarvan min ander mense iets weet, in eenvoudige getrouheid en soms in verborge gehoorsaamheid. Mense sien dalk later die gebou, dit beteken die geloofsvorming wat dan gevorm is, maar hulle sien nie die jare van voorbereiding voor dit nie. So ons moenie die stil seisoene in mense se lewens onderskat nie. God doen van sy grootste werk waar niemand kyk nie. Wat sou dit vir ons vandag beteken? Moenie haastig raak met God se proses nie. As dinge stadig voel, beteken dit nie dat daar niks gebeur nie. Aanvaar vorming. Wanneer God aan jou karakter werk, moenie dit weerstaan nie. Dit vat tyd en soms moet jy ervaar dat hy jou vorm. Waardeer klein gehoorsaamheid. Groot bouwerke groei uit daaglikse getrouheid. Dit vat tyd om aan 'n gebou te werk. Dit vat ook tyd om jou geloof te bou. En natuurlik bly beskikbaar. 'n Klip kan nie homself plaas nie. Hy moet oorgegee wees aan die boumeester. Die boumeester sal hom plaas. Daarom moet jy jou toelaat dat God jou plaas waar hy jou wil hê. En natuurlik vertrou die plan. Jy sien dalk net die buitel. Jy voel net dit as die Here jou vorm, hoe dit jou seermaak of omkrap of hoe jy nog nie sien waarna toe dit op pad is nie.
God sien die tempel. God sien wat hy besig is om met jou te bou. Al sou dit vir jou vandag pynvol wees. Die uiteinde daarvan gaan veel groter en mooier wees. Byt vas. Dankie Here, dat ons ook deel van die fondament kan wees. Maar hierdie fondament wat U vorm, ook in ons lewens, Here, maak dat dit sterk is en sterk sal bly, en dat ons U sal vertrou om met ons te maak, soos wat U goeddink. Ons bid dit in U naam van ons Here Jesus Christus. Amen.